Ons is vanaand in die tweede deel van ons kykie na Kolossense. Ons het verlede week of die vorige keer dat ons begin en gepraat oor dat Paulus die brief geskryf het om 'n spesifieke rede vir mense wat in Kolosse gebly het. En ons het begin praat om bietjie meer te verstaan rondom die oppergesag en die genoegsaamheid van Jesus Christus. En vanaand gaan ons verder vanaf vers 15 tot en met vers 23. En wanneer ons kyk na dit wat in die Bybel staan, dan sien ons dat die boek van Kolossense is die boek waarin die oppergesag en die genoegsaamheid van Jesus Christus die meeste oor gepraat word. Dit word oor gepraat in die Bybel as die geheel, maar in Kolossense is dit die hooffokus van waaroor dit gaan, dat die gesag van Jesus Christus is al wat ons in ons lewens nodig het, en dat hy genoeg is vir alles, vir elkeen van ons, om te kan bestaan. En die eerste ding wat ons sien in hierdie gedeelte is dat alles wat bestaan, en alles wat ons kan sien, en selfs alles wat ons nie kan sien nie, is geskape uit en deur Jesus Christus. Hy is die oorspronklike, jy kan sê hy is the original, hy is die begin van alles, hy is waar alles begin is, hy is die skepper van alles. Ons sien in Genesis 1 vers 1, dan staan daar dat in die begin het God alles geskape, en ons weet dat Jesus Christus daar teenwoordig was, en dat ons eintlik kan sê, dat Christus die een is, deur wie alles geskape is. Hy is die begin van alles. Hy is die oorspronklike een. Alles kom uit die persoon van Jesus Christus uit. Dit is wie Jesus Christus is. Kolossense 1 vers 15 tot 16 sê, die Seun is die beeld van God. Met ander woorde, Jesus Christus wys vir ons wie God is. Hy wys vir ons, 'n onsigbare God het sigbaar geword deur die persoon van Jesus Christus. Die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste, daar's ander vertalings wat sê dat hy is die eersgeborene, hy is die begin van alles, hy is verhewe bo die hele skepping. Vers 16 sê vir ons, God het deur hom alles geskep, alles is deur hom en vir hom geskep. Jesus is die begin van alles. Hy was nie maar net 'n aangename mens wat op aarde was nie. Hy was nie maar net iemand wat wonderwerke gedoen het en goeie goed vir ander mense gedoen het nie. Hy is die begin van alles. Hy is waardeur die skepping van God tot stand gekom is. Jesus het aan die begin, het hy alles gemaak. Dis wonderlik as 'n mens kyk, veral van julle wat dalk op die platteland bly of dalk op 'n plaas bly, is dat wanneer ons opkyk in die aand, dan sien ons is deel van hierdie sterrestelsel wat genoem word die Melkwegstelsel, en jy kyk op en jy sien duisende en duisende sterre. En dis al wat ons kan sien. Maar eintlik is daar miljoene sterre wat God gemaak het. En alles wat ons sien, alles behoort aan God en alles het tot stand gekom deur Jesus Christus. Alles wat ons sien, alles wat bestaan, is vir hom en deur hom gemaak. Wat ons bring by die twee belangrikste vrae wat ek en jy baie keer vra. Die eerste ene is dit, maak my lewe regtig saak. Maak dit saak dat ek hier is. Maak my lewe, is daar betekenis in my lewe? Beteken my lewe iets vir die mense rondom my? Beteken my lewe iets in die groter skema van alles wat aangaan? En die tweede vraag is hoekom is ek hier? Hoekom leef ek nou en hoekom leef ek in hierdie tyd? En hierdie gedeelte wat ons lees, beantwoord al twee hierdie vrae. En Jesus kom sê vir ons, die eerste ding is dit, jou lewe maak saak. Hoekom? Want hy het jou gemaak. Hy het jou geskep, hy het jou
gevisualiseer. Hy het jou in sy geestesoog, het hy jou gesien. Hy het jou gesien daar waar jy in jou moederskoot was, daar waar jy aan mekaar geweef is. Hy het jou uniekheid gesien. Hy het jou aan mekaar gesit, presies soos wat hy jou wou gehad het. Die eerste ding is, maak ons lewens regtig saak. Ja, ons lewens maak saak, want God het ons gemaak. Jesus Christus, alles is deur hom en vir hom gemaak. Ons is gemaak vir Jesus Christus. Die tweede ding is dat, die vraag is, hoekom is ek hier? Alles wat geskape is vir Christus geskape. Ons, ek en jy, is geskape vir Jesus Christus. Nie net deur Christus nie, maar ook vir Jesus Christus, sodat elkeen van ons in 'n verhouding kan wees met God. Sodat elkeen van ons op 'n unieke manier in 'n verhouding kan wees met Jesus Christus. Hy het ons nie net aan mekaar geweef nie, hy het ons nie net gemaak nie, maar ons is ook vir hom gemaak, om te sê dat jou lewe maak saak. Die rede hoekom jy hier is omdat jy in 'n verhouding moet wees met wie Jesus Christus is. Die eerste ding wat ons sien is dat hy alles gemaak het. Die tweede ding wat ons sien is dat Christus is die onderhouer van alles. Hy is die een wat alles bymekaar hou. Nie net is hy die een wat alles geskape het nie, maar hy is ook die een wat alles in die skepping bymekaar hou. Hy is die onderhouer van alles. Kolossense 1 vers 17 sê vir ons, voor alles was hy al daar en deur hom het alles tot stand gekom. Al hierdie dinge bestaan vir Jesus Christus. Hy hou alles in stand. Hy is die een wat alles bymekaar hou. As jy iets unieks wil sien, dan gaan kyk na die woord laminin. L-A-M-I-N-I-N. Laminin. Jy kan dit gaan Google, dit is 'n klein proteïenmolekuule wat in mense se liggame is. En hierdie proteïenmolekuule is op sekere plekke in jou liggaam bymekaar en dit hou jou hele liggaam bymekaar. Die uniekheid van hierdie proteïenmolekuule is dat wanneer jy gaan kyk daarna, dan is dit in die vorm van 'n kruis. Nou, sonder om nou, jy weet, te sê, jy weet, aannames te maak rondom dit alles, maar op een of ander unieke manier, het God dat wanneer jy in detail kyk, in die diepte van die menslike bestaan, in die diepte van jou liggaam, daar, dit is soos hierdie kabels wat hulle in 'n huis insit, om die huis stewig te maak, om 'n gebou stewig te maak. Dit is die hoeksteen waarop alles gebou is. Laminin is op spesifieke plekke in jou liggaam, en dit is net asof God wil sê dat jy is nie maar net 'n ongeluk nie, jy is nie maar net per abuisie so nie, jy is deur my aan mekaar gesit, jy is deur Jesus Christus aan mekaar gesit, en dat selfs in die diepste van ons wese, dat mense die beeld kan sien van die kruis van Jesus Christus, en hoe belangrik die kruis in elkeen van ons se lewens is, dat hy die een is wat nie net die kosmos bymekaar hou nie, maar dat hy op een of ander unieke manier my en jou se fisiese liggame ook bymekaar hou. Ons sien hy is die skepper van alles, hy is die onderhouer van alles, hy is ook die leier, hy is die leier van sy kerk, alles wat bestaan, die kerk bestaan vir Jesus Christus, die kerk is die bruid van Christus, hy is die hoof van die kerk, hy is die eerste een wat uit die dood opgestaan is, hy is die een wat vir ons rigting gee in ons lewens, hy is die een wat sy kerk beskerm, hy is die een wat alles onderhou en bymekaar hou, hy is die leier van ons lewens, hy is die leier van sy kerk, die kerk behoort nie aan 'n predikant of 'n pastoor nie, die kerk behoort aan Jesus Christus en hy is die hoof van daardie kerk. En die vierde ding is dat hy is die middelaar. Hy is ons middelaar. Oor 'n paar dae van nou af vier ons die hemelvaart van Jesus Christus. Donderdag vier ons die hemelvaart van Jesus Christus.
Kolossense 1 vers 20 sê vir ons is deur hom met God versoen. Hy is die middelaar, hy is die manier hoe ons in verhouding met God kom, hy is die manier hoe ons by God uitkom. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom, deur Christus, het God alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Jesus is die manier hoe ons by God die Vader uitkom. Jesus is die manier hoe ons die verhouding wat daar moet wees tussen ons en God, hoe dit herstel word. Hy is die middelaar. Hy is nie meer die klein babietjie wat in 'n krib lê nie. Hy is nie die liewe Jesus wat met 'n lammetjie op sy arm rondloop nie. Hy is die middelaar, hy is die koning van alle konings, hy is die Here van alle heersers. Hy het sy lewe gegee, hy het na hierdie wêreld toe gekom om alles te gee. Hy is nie die skepper van die kosmos nie, hy is nie net 'n skepper van my en jou nie, hy is nie maar net iemand wat buitekant alles staan nie, hy is die een wat na hierdie wêreld toe gekom het om as 'n middelaar te wees, om die perfekte offer te bring, om vir ons die perfekte geskenk te gee, om die perfekte manier daar te stel waarop ons by God kan uitkom. Hy is die hoogste gesag. Hy is genoeg. Ons het niks meer in ons lewe nodig as om in 'n verhouding met Jesus Christus te hê nie. Hy is die skepper van alles, hy is die onderhouer van alles, hy is die leier van alles en bo al, hy is ons middelaar en hy bring ons in 'n verhouding met God. Hy is die enigste manier hoe ons by God die Vader kan uitkom. Hy is die enigste manier hoe ons in die regte verhouding kan wees met God. En dat oor 2 dae van nou af, wanneer ons vier dat Jesus opgevaar het na die hemel toe, onthou dat hy is nie maar net 'n baby Jesus nie. Hy is nie maar net 'n liewe Jesus nie. Hy is die een wat jou geskape het. Hy is die koning van alles. Hy is die onderhouer van alles. Hy is die een wat aan ons lewens betekenis gee. Hy is die een wat ons in die regte verhouding met God die Vader stel. En dat ons, wanneer jy hierdie gedeelte lees, saam met jou groep en saam met die mense, of selfs as jy alleen is, dat jy sal vier, dat jy sal weet, dat jy sal bly wees, dat hierdie gedeelte vir ons sê, dat die gesag van Jesus Christus is genoeg, is al wat ek en jy nodig het, om in die regte verhouding met God te kan leef. Ons sien mekaar volgende keer. Be blessed.